Goeiemôre broers en susters. Daar is nie regtig enige afkondigings vanmôre nie, behalwe dat baie welkom aan alle besoekers en lidmate. Mag u ook 'n geseënde dag in die huis van die Here hê. Ons wil u ook net herinner dat ons op die 25de Desember nou met Kersoggend sal hier 'n erediens wees soos normaalweg 9:30 die oggend. Kom ons sing as 'n inwyding vir die erediens, gesang 95, die Onse Vader. Kom ons bid saam. Almagtige God, die Here en Hemelse Vader, U wat die God van alle tye is, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige, wat groter is as wat enige een van ons ooit sal vermoed. Ons wil U vra dat U ons ook sal lei deur hierdie dag, waar ons ook vandag 'n besonderse dag in die geskiedenis van ons volk herdenk. Waar ons herdenk waar U, ons vaders, by die slag van Bloedrivier op 'n besonderse wonderbaarlike wyse uitgered het, waar dit menslik onmoontlik was vir hulle om te oorleef, waar menslik gesproke ons volk sou uitsterf. Dankie dat ons ook vandag hier kan wees as 'n direkte gevolg van U hand wat op daardie dag ingegryp het. En dankie dat ons ook vandag daardie gelofte wat ons vaders daar gemaak het kan onderhou. Wees ook vandag met ons as moderne Afrikaners, wat ook weer moet besef wat hierdie belofte en die gelofte wat ons vir U gemaak het vir ons inhou. Dat ons ook weer vandag tot inkeer sal kom soos ons vaders by Bloedrivier. Dat ons sondes voor U sal bely en dat ons U sal smeek om genade en vir verlossing. Want net soos ons vaders dit nie verdien het om op daardie dag verlos te word nie, verdien nie een van ons om deur U verlos te word. Maar ons wil U dank dat U vir ons die genade gegee het en reeds al met Bloedrivier vir al die volke in Afrika gewys het
dat U is werklik en U bestaan. En die wat U volg, hoef niks te vrees nie. Ons dank U vir die genade wat U vir ons gegee het. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons broers en susters, kom ons sing as 'n lofsang tot eer van die Here, Gesang 141, daarvan vers 1, vers 2 en vers 3. Gesang 141, vers 1, vers 2 en vers 3. Vanmôre gaan ons uit die woord van die Here lees in Jeremia 2. In Jeremia 2 gaan ons saam lees vanaf vers 1 tot 19. Daarvan gaan die teksverse vers 8, vers 13 en vers 18 wees. Jeremia 2 vers 1 tot 19. En die teksverse eintlik net die eerste deel van vers 8, vers 13 en vers 18. Ek lees vir ons saam in Jeremia 2 vanaf vers 1. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê: Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê: So spreek die Here. Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn in 'n onbesaaide land. Israel was vir die Here 'n heiligheid, die eerstelinge van sy opbrengs. Almal wat hom opeet, sal skuld op hulle laai. Onheil sal oor hulle kom, spreek die Here. Hoor die woord van die Here, huis van Jakob, en alle geslagte van die huis van Israel. So sê die Here: Watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewyk en agter nietige afgode aangeloop het, en self nietig geword het. En hulle het nie gesê nie: Waar is die Here wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons in die woestyn gelei het, in 'n land van wildernis en kuile, in 'n land van droogte en doodskade weer, in 'n land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie. En ek het julle gebring in 'n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet. Maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis 'n gruwel gemaak. Die priesters het nie gesê: Waar is die Here nie? En die wat die wet handhaaf, het my nie geken nie. En die vorste het teen my oortree, en die profete het geprofeteer deur Baal, en agter dinge aangeloop wat geen voordeel bring nie.
Daarom sal ek nog met julle twis, spreek die Here, en met julle kindskinders sal ek twis. Want gaan oor na die eilande van die Keteërs en kyk, en stuur na Kedar, en gee daar goed ag op, en kyk of so iets gebeur het, of 'n nasie sy gode verruil, wat nie eers gode is nie. Maar my volk het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie. Verbaas julle hieroor, o hemele, en huiwer, verstyf heeltemal van skrik, spreek die Here. Want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van die lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Is Israel 'n dienskneg? Of is hy 'n bediende wat in die huis gebore is? Waarom het hy dan 'n buit geword? Die jong leeu's het oor hom gebrul. Hulle het hul stem laat hoor en van sy land 'n woesterny gemaak. Sy stede is verwoes sonder inwoner. Ook skeer die kinders van Nof en Tagpenas jou die hoofskedel kaal. Het jou verlating van die Here jou God in die tyd toe hy jou op die pad gelei het, jou dit nie berokken nie? Wat het jy dan nou te doen met die pad na Egipte, om die water van die Nyl te drink? En wat het jy te doen met die pad na Asser, om die water van die Eufraat te drink? Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkeerighede sal jou straf. Weet dan en sien, dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here van die leerskare. Tot sover. Ek lees weer die teksverse, die eerste gedeelte van vers 8, 13 en 18. Vers 8. Die priesters het nie gesê, waar is die Here nie? En die wat die wet handhaaf, het my nie geken nie. Dan vers 13. Want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van die lewende water, het hulle verlaat, om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. En dan vers 18. Wat het jy dan nou te doen met die pad na Egipte, om die water van die Nyl te drink? En wat het jy te doen met die pad na Asser, om die water van die Eufraat te drink? Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor, en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, op 6 April 1652 land hier 3 skepe in die suidpunt van die Kaap, wat aangevoer is deur Jan van Riebeeck. En onwetend plant hy hier 'n volk, deur om toe hulle voet aan wal te sit, 'n gebed aan die Here te doen. 'n Volk wat veronderstel is om die lig in donker Afrika te laat skyn. 2 jaar later erken Jan van Riebeeck dat dit wat hier gebeur het nie 'n menslike gebeurtenis was nie, maar 'n bestuuring van God. En hy lê 'n gelofte af voor die Here op 6 April 1654, waar hy beloof om elke dag op die 6de April, en dit ook as 'n wet ingestel het, die Here te dien en om te dank vir die goeie tyding wat hulle beleef het in die 2 jaar wat hulle in die Kaap gebly het. Met verloop van tyd het God hierdie klein groepie mense wat hier geland het so geseën dat hulle begin het om 'n volk te raak. En dat hier 'n nuwe volk tot stand gekom het, 'n volk wat hulle self mettertyd bietjie in 'n benoude greep in 'n benoude greep geplaas het.
Want in die jare tussen 1836 en 1838 was hierdie volk in 'n benoude tyd, waar hulle terwille van hulle vryheid uitwissing in die gesig gestaar het. En nadat hulle besef het dat daar menslik gesproke geen verlossing was vir hulle nie, dat daar menslik gesproke dat hulle geen oorwinning oor die Zulu oormag kon behaal nie, kon hulle nie anders as om God te nader nie. En daar lê hulle die tweede van 'n Afrikaner gelofte af. En hulle het met hierdie gelofte op 16 Desember het hulle aan die Here beloof dat voordat hulle enigiets aan die Here beloof het hulle eers hulle sondes voor die Here bely en die hele voortrekkerlaar het tot inkeer gekom in hulle geloof tot die Here. En so lê hulle die gelofte af dat as die Here hulle sal bevry, sal hulle hierdie dag en datum as 'n Sabbat onderhou. En so het die veldslag gekom en die Here was getrou aan hierdie verbond, nie omdat die voortrekkers die Here gedwing het met hierdie gelofte nie. Die Here was onder geen verpligting. Dink daaraan, hulle sê as die Here ons die oorwinning gee, sal ons hom die eer gee. Dis mos nie die oorwinning werd nie. Maar die Here het uit genade uit nog steeds aan die voortrekkers hierdie oorwinning gegee. En so het die tyd weer verloop omtrent so 40 jaar en die nasate en selfs baie van die wat nog by die slag van Bloedrivier was, het begin om afvallig te word van hierdie gelofte. Dit was nie meer so algemeen gewees in die jare tussen 1870 en 1880 vir die volk om geloftedienste by te woon nie. En so het dit gebeur dat nadat die ZAR en die Vrystaat gestig is, het die volk wat nou vryheid gehad het begin ophou om hierdie gelofte na te kom. En so het die Here hierdie volk se vryheid van hom ontneem. Maar anders as met Israel was die regering van hierdie volk het die regte vraag gevra. En die regering van die ZAR het gevra, waar is die Here? Waar het ons die Here verlaat? En op 11 Desember 1880 het die Volksraad van die ZAR 'n vergadering belê in Parakraal, Krugersdorp. En daar het hulle vir die volk aangemaan om weer terug te keer na hierdie gelofte toe. Ook het hulle 'n nuwe gelofte ingestel wat stel dat hulle weer getrou aan die Here sal wees. En dat hulle weer die gelofte sal hernie en dat hulle weer hulle het eenheid gesweer onder mekaar om saam teen die Engelse te veg. En op 16 Desember 1880 het vir die eerste keer in 'n hele paar jaar hou die boere van die ZAR weer eens hierdie gelofte diens ordentlik. En hulle doen dit weer met die ywer waarmee die voortrekkers dit gedoen het. En op 27 Februarie 1881 antwoord die Here weer op hierdie gesmeek van die boerevolk. En die Here gee vir hulle 'n merkwaardige oorwinning wat weer eens nie menslik gesproke moontlik was nie. Op 27 Februarie 1881 met die slag van Amajuba behaal die boere 'n deurslaggewende oorwinning oor die grootste mag in die wêreld. En so gaan die geskiedenis aan. Weer op 'n stadium verloor die volk sy onafhanklikheid en hy kry dit weer terug. En in die 80er jare begin die Afrikaner volk weer afvallig raak van die Here. Soveel so dat vir die eerste keer in 1987 dat daar vir die eerste keer in geskiedenis van Suid-Afrika 'n parlementsitting geopen word wat nie geopen word in die naam van Jesus Christus nie, maar net bloot in die naam van 'n God om die moslems tevrede te stel.
Nie lang daarna in 1994 verloor die Afrikaner volk weer sy onafhanklikheid. Broers en susters, gaan ons soos die Afrikaners of die boere van die ZR vra, waar is die Here? Of waar het ons die Here verlaat? Dit is nou al 20 jaar sedert die Here ons staatkundige selfbeskikking van ons weggeneem het. Ons lewe in 'n land waar misdaad, korrupsie, plaasmoorde, diskriminasie, stakings, geweld en wat ook al plaasvind. In 'n land waar dinge nie goed lyk nie. Ons is 'n volk wat tradisioneel 'n Christelike volk is. 'n volk wat selfs al 3 geloftes voor die Here afgelê het. Hoe kan dit dan so swaar gaan met so 'n volk? Waar is die Here? Of eerder, dalk moet ons die vraag anders stel. Waar het ons die Here agtergelos? Dit is 'n soortgelyke situasie waarin Jeremia na die bevolking van Jerusalem kom. Hulle was ook 'n volk wat gebuk gegaan het onder vreemde oorheersing. Hulle het finansiëel swaar gekry en elke jaar het hulle al hoe minder en minder politieke mag gehad. Jeremia kom dan na die volk in Jerusalem, na Juda toe, en hy verkwalik hulle dan, en sê vir hulle, julle kom agter dat julle besig is om swaar te kry. En hy sê vir hulle besef hulle is in die moeilikheid. Maar in plaas daarvan dat die priesters vra, waar is die Here, hardloop hulle eerder agter nietige afgode aan. As hulle maar net eerder gevra het, waar is die Here, dan sou hulle agtergekom het, maar die Here is nie met ons nie. En dan sou hulle dalk die vraag gevra het, maar hoekom het die Here ons verlaat? Hoekom? Maar selfs nadat al hierdie swaar kry hulle getref het, nadat hulle op daardie stadium was, het Jerusalem of Juda stad na stad verloor, wat na ander lande verval het. Selfs na hierdie armoede, vra hulle nie, waar is die Here nie? Maar te midde daarvan dat hulle dit nie vra nie, kom Jeremia en hy gee nog steeds vir hulle die antwoord. En hy sê vir hulle, dit is nie waar is die Here nie. Die vraag is eintlik, waar het ons die Here gelos? God het nog altyd getrou gebly aan die verbond wat hy met Abraham gesluit het. Hy het nog nooit daarvan afgewyk nie. En dan sê hy vir hulle, God was getrou, Israel, julle het God verlaat. Broer en suster, ek dink het tyd geword, dat ons ook moet begin vra, maar waar is God? Sodat ons ook kan besef, dat God nog altyd is, daar waar ons hom agtergelaat het. Hy is die een wat onveranderlik is. Hy het nog nooit verander nie. Hy is nie net dieselfde God wat ons vaders by Bloedrivier aanbid het nie. Hy is dieselfde God wat Israel uit Egipteland uit die woestyn uitgelei het. Ons kan nie van God verwag om elke keer as ons voel, dit is tyd om te verander, dat hy moet verander en na ons pype dans nie. Die tyd is hier dat elke volksgenoot moet begin vra, het ons nie die Here verlaat in hierdie tyd van vandag nie? En as dit so is dat ons God verlaat het, moet ons ook seker gaan kyk, hoe het ons God verlaat, waar het ons hom agtergelaat, sodat ons kan terugkeer na hom. Jeremia gebruik in hierdie teksverse die voorbeeld van reënbakke, om vir die volk te verduidelik hoe hulle die Here verlaat. En nou wat is hierdie reënbakke? Nou in
in Juda was eintlik grootliks 'n woestynland gewees, daar was dele wat baie reën gekry het, en daar was ordentlike riviere en fonteine, maar Israel het die gebruik gehad om baie keer in die klippe, het hulle bakke uitgekap en gesny. En dan sou hulle gewag het tot dit gereën het, dan het die reënwater hierdie bakke vol gemaak. En dan sou hulle deksel daaroor gesit het nou om die water te preserveer of te beskerm. Maar hierdie deksels was ook nou maar nie so goed nie, het was ook maar gewoonlik van klip gemaak, so dit het ook nou nie geseël nie. En ons almal weet wat gebeur met stilstaande water wanneer dit in die natuur staan. Dit word besoedel, dit kry siektes in, en as mense 'n stilstaande water drink, dan kan 'n mens maklik siektes kry, en selfs doodgaan. Maar ook het daar ander dinge gebeur met hierdie reënbak. Die klippe het baie keer 'n haarlyn fraktuur ingehad. Met ander woorde, die mense, of die bakke het 'n kraakie ingehad wat so klein was dat jy hom nie kon sien nie. Maar as jy nou dink, as jy vir 'n paar maande water daarin los, dan gaan dit deur hierdie haarlyn fraktuur lek. En dan eendag dan is jy dors en jy moet dringend water drink, onthou, dis 'n woestyn. En dan kom jy by die reënbak en jy lig die deksel op, en dan is daar niks water nie. So nie net is 'n reënbak 'n ding wat jou dood kan veroorsaak as jy besoedelde water drink nie. Jy kan dalk in 'n noodgeval by so 'n reënbak kom en dan is hy dol leeg. Dit het baie keer gebeur dat mense so in die moeilikheid beland het. En dit is wat Jeremia hier gebruik om Israel se godsdiens mee te vergelyk. Hy sê vir hulle, Israel, jou godsdiens is soos hierdie reënbakke. Hierdie reënbakke wat niks anders as siekte, dood en ongeluk vir jou bring nie. In plaas daarvan dat hulle eerder water kom drink by die fontein van lewende water, verkies hulle reënbak. Nou wat is hulle reënbakke gewees? Hulle reënbakke was wanneer hulle Baal aanbid het, wanneer hulle afvallig geword het van die Here, dan verkies hulle elke keer 'n dooie God wat nie bestaan nie, so verkies hulle 'n reënbak wat nie water hou nie, bo 'n fontein. Baie keer in die geskiedenis van Israel het hulle selfs Baal binne die tempel van God aanbid. Nou, jy moet sien, eintlik besef hoe onnozel dit is. Die feit dat hulle Baal binne God se tempel aanbid beteken, hulle is besig om reg langs 'n fontein van oneindigende skoon water, van lewende water, is hulle besig om reg langs daai fontein uit 'n vuil waterbak uit te drink, wat dalk 10-1 nog leeg is, en hulle sien nie die fontein reg langs die waterbak. Dis wat Israel besig was om te doen wanneer hulle Baal aanbid. Hulle kies dit wat vir hulle ongeluk bring, dit wat vir hulle moeilikheid bring, terwyl dit wat vir hulle lewe gee, reg voor hulle oë is, maar hulle sien dit nie. Die skille wil nie van hulle oë afval nie. Hulle oë is toe, hulle loop met oogklappe deur die wêreld. Hierdie bakke was alles wat hulle weggetrek het van die Here. Ander reënbakke was as hulle eerder hulp by ander volke gesoek het, want die reënbakke was nie net ander afgode gewees nie. Maar hierdie reënbakke was verder weer gewees wanneer hulle nie op die Here vertrou het nie. Want nou moet jy onthou, Israel kom in die moeilikheid. By spesifiek twee volke, Assirië en Egipte was daardie tyd die wêreld se hoofmagte gewees. So Israel moes as 'n land hulle self allieer met een van hierdie twee lande, dan sou hulle redelik veilig gewees het. So nou probeer Israel se regering hulle allieer met Egipte, sodat hulle militêre alliansie met hulle kan maak, of met Assirië, sodat hulle militêre alliansie met hulle kan maak. Maar hierso is die klagte nie eintlik dat Israel internasionale verhoudinge het nie. Hierso is die klagte, hulle soek hulp by Egipte. Maar Egipte is mense. Terwyl hulle die lewende God het, en hulle vra nie, waar is die Here nie? Here, help ons, wees ons sondaars te genadig. Hulle vra nie dit nie.
Hulle vra eerder, Egipte help ons, Assirië help ons. Hier het hulle die fontein van lewende water wat spruit uit die tempel van God, maar hulle gaan drink water in die rivier van Egipte wat God al in bloed verander het. Hulle gaan drink water in die Efraatrivier. Hulle wil nie die water, die lewende water van God drink nie. En die ergste van dit alles is dat hierdie nie 'n volk was wat bekend gestaan het as 'n heidenvolk nie. Hierdie was nie 'n tradisionele heidenvolk nie. Hierdie volk wat dit doen, was God se volk. Dit was God se volk wat so teen hom gesondig het. Dit was sy kinders. Die volk wat God deur die woestyn gelei het. Dit is hulle wat God vergeet het. En so kan ons vandag met hierdie woorde van Jeremia na ons eie volk toe kom en ons kan onsself vra, broer en suster, volksgenoot, wat is ons volk se gekraakte reënbakke, wat ons reg langs die fontein van die lewe sal drink? Dit is nie iets wat op sigself noodwendig sonde is nie, maar dit kan iets wees wat sonde veroorsaak. Dit is dinge wat meer belangrik as God is. Dinge wat 'n mens kan noem, dit is dinge soos geld, welvaart, gerief, vermaak. Dit alles veroorsaak dat ons weg van die Here gelok word. Maar een van die grootste gebarste reënbakke van ons volk van hierdie tyd, is seker een wat die meeste aangehang word. Dit is iets wat vandag by Afrikaner kerke reg oor die land gedoen word. En dit is humanistiese goddelose versoening. Jy kan enige iets in ons volk doen, solank jy dit net doen met die begeerte om te versoen. Solank ons net versoening nastreef. En die vraag is wat ons daar vra, waar pas God in by hierdie sogenaamde versoeningsdag wat ons volk vandag herdenk? Waar pas God daarby in? God pas nie daarby in nie. Op versoek van 'n heidense regering, wat absoluut niks met die Bloedrivier gelofte van 1838 te doen het nie. Op versoek van hulle het ons volk ons gelofte versaak. Op versoek van die vyand. Op versoek van mense wat niks daarmee te doen het nie, wat God nie eer nie, wat die Almagtige geen eer gee nie, wat hom nie eers erken nie. Op versoek van hulle het ons volk ons gelofte verlaat en 'n versoeningsdag begin hou. Broers en susters, ons gee 16 Desember prys, sodat ons 'n afgod van versoeningsdag kan maak. Broer en suster, vandag gaan ek vir u vra, as u oë nie reeds oop is nie, maak jou oë vandag oop. Kyk om jou rond en vra, waar is die Here? Kyk in ons land, kyk wat gaan aan, waar is die Here? Kyk na 16 Desember en vra, waar was die Here op daardie dag? Die Here was daar toe ons volk, die voortrekkers, op hulle knieë gegaan het en die Here gesmeek het om genade. En in daai selfde week het die Here hulle verlos. In daai selfde week. Dink daaraan, waar was die Here in 1880, toe die volk afvallig geword het, en die volk het daai vraag gevra, waar is die Here? 'n jaar later het die Here hulle verlos. Net 'n jaar later. Dis nou, broer en suster, 20 jaar nadat ons vryheid verloor het. Meer as 20 jaar sedert ons volk afvallig geraak het. Waar is die Here? Hoe lank nog
sal ons tevrede wees om in sonde saam te leef? Hoe lank nog sal ons tevrede wees om ons geloftes te versaak? En wanneer ek praat van geloftes, praat ek nie net van Jan van Riebeeck se nie, ek praat nie net van die paardekraal gelofte nie, en ek praat nie net van die bloedrivier gelofte nie, ek praat van elke liewe gelofte wat u as individu afgelê het. Die gelofte toe jy jou kind gedoop het, toe u voor die kansel gestaan het en beloof het, jy sal hom groot maak tot eer van God. Die gelofte wat u afgelê het toe u voor die kansel gestaan het en beloof, jy sal 'n kind van die Here wees en dat jy glo en bely dat Jesus Christus die Here is en dat jy 'n lewende lidmaat van die kerk sal wees. Daardie geloftes, die gelofte wat u as man en vrou voor die kansel afgelê het op die troudag, toe u beloof het dat niks behalwe die dood julle ooit sal skei nie. Daardie geloftes wat ons net so verbreek en vertrap, soos ons die bloedrivier gelofte verbreek, soos ons Jan van Riebeeck gelofte verbreek en die parakraal gelofte. Broers en susters, daarmee staan elke een van ons skuldig. En om die geloftes te onderhou is nie net om kerk toe te kom nie. Om die bloedrivier gelofte te onderhou is nie net om vandag kerk toe te kom nie, maar om hierdie dag soos 'n Sabbat te vier. Om elke Sondag soos 'n Sabbat te vier. Om elke gelofte wat jy gemaak het te onderhou. En hoe sal ons dit ooit kan onderhou as ons nie eers so eenvoudige ding kan doen soos die 16 Desember gelofte onderhou? Dis een van die maklikes. Hoe lank sal ons nog tevrede wees om in 'n land te lewe waar die Here nie is nie? Broer en suster, hy is hier. Ons moet net gaan soek waar ons hom laas verlaat het. Humanistiese versoening is nie hoe mense hom soek nie. Vandag kom ek na u en ek bied vir u die fontein van lewende water. Vergeet van daardie gekraakte, besoedelde drinkbakke wat ons in ons volk het. Vergeet van dit. Vergeet van die verbreking van elke gelofte wat u al verbreek het. Vergeet van die verbreking van die bloedrivier, parakraal van Riebeeck gelofte. Vergeet daarvan. Nie vergeet van die gelofte nie, vergeet van die verbreking daarvan en begin dit onderhou. Vergeet van die breking van die persoonlike geloftes. Vandag word die lewende fontein aan u aangebied. Kom en drink daaruit. Daar is genoeg water vir elkeen. En daardie water bring lewe vir elkeen. Want Jesus Christus is daardie lewende fontein. Hy het sy kant nog altyd gebring met elke liewe gelofte wat elke liewe mens nog ooit gemaak het. Hy het nog altyd sy kant gebring. Hy het self sy kant gebring met Israel se groot gelofte, wat hulle in die Sinaï woestyn gesluit het. Daardie gelofte waarvan ons in die Nuwe Testament deel gemaak is, met die kruisiging van Jesus Christus, toe hy uit die dood uit opgestaan, niemand het hom verplig om dit te doen nie. Hy doen dit omdat hy u lief het. Hy doen dit omdat hy ons lief het en omdat hy wil. Uit genade doen hy dit. En hy staan uit die dood uit op en hy maak ons so deel van dit wat hy daar gedoen het, dat dit amper is asof ons die gelofte van Sinaï onderhou het. Wat is daar die gelofte? Dis die 10 gebooie. Dis net so goed, ons het die 10 gebooie onderhou, omdat Jesus Christus dit namens ons onderhou het. En daarom sê ek vandag vir u, drink vandag van die lewende water. En is asof al die verlede geloftes wat u vir God gemaak het, wat verbreek is, asof u dit vandag weer onderhou. Die lewende water is hier langs. In kerke reg oor ons land word daar vandag uit gebreekte kruike, gebreekte waterbakke gedrink. Reg oor ons land word daar vandag besoedelde water gedrink. In die kerke van die Here. Reg
in dieselfde plek waar daar verkondig word van die fontein van die lewende water. Vandag is hier net een waterbron. En dis die fontein van die lewende water van Jesus Christus. Op 16 Desember het nie een van die voortrekkers verdien dat God hulle red nie. Vandag, 16 Desember 2014, verdien nie een enkele Afrikaner om vryheid te hê. Vandag op 16 Desember 2014 verdien nie een enkele Christen om verlossing te ontvang. Maar nog steeds bied die Here Jesus vir jou die bron van lewende water aan. En broer en suster, die tyd het gekom. Dit is nou tyd dat elkeen van ons hom voor God verootmoedig vir ons sondes. Vergeet van humanistiese versoening met mense, versoen met God. Vir al die sabbate wat ons onderhou het, vir elke huwelik wat misluk het, vir elke gelofte wat verbreek het, vir elke kind wat afvallig geword het, is hier die fontein van die lewende water. En daardie fontein se water was alles weg. Dit wat dood is, word deur hierdie fontein lewend gemaak. Die fontein van Jesus Christus. En dit het nou tyd geword, dat ons daardie werke van die verbreking van ons geloftes tersyde stel. Dat ons daardie werke laat sterf. Want as jy die lewende water drink, dan sterf jou werke van die dood, want jy word 'n kind van die lewe. Broer en suster, drink uit die fontein van die lewe, sodat Jesus Christus vir jou kan sê, jou sondes is jou vergewe. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dan eers sal ons volk die Here vind waar ons hom agtergelaat het. En waar begin dit? By elkeen van u. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Here en Hemelse Vader, U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. U wat ons geloftes onderhou, al verbreek ons hulle. U wat ons verlos, al verdien ons dit nie. Ons kom vanoggend voor U staan. En ons wil U dank dat ons die genade het om hierdie gelofte vandag te herdenk. Dat ons kan weet dat ons bestaan van U gekry het. Dat die rede hoekom ons bestaan is omdat U ons voorvaders by Bloedrivier gered het. En ons wil vandag voor U kom en ons wil U vra, Here, waar het ons U agtergelaat? Waar het ons volk van die pad afgegaan? Neem hierdie gebarste reënbakke van ons weg. Die gebarste reënbakke van geloftes wat verbreek is, die gebarste reënbakke van huwelike wat nie geëer word nie, die gebarste reënbakke van ons volk wat nie wil getrou bly aan U nie, die gebarste reënbak van versoeningsdag. Neem dit van ons volk weg en bring die water van die lewe, die fontein van die lewende water, vir elkeen van ons volksgenote, dat ons vandag na U sal terugkeer. Want ons weet, as U verlos, kom nie vir verlossing altyd op die regte tyd, altyd wanneer dit nodig is. Lei ons deur die genade, dat ons hierdie gelofte nie net vandag sal uitleef nie, maar dat ons altyd sal lewe en besef, ons bestaan is te danke aan U. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here, deur om saam te sing, Gesang 91, daarvan gaan ons die eerste, die tweede en die derde vers sing. Ek gaan vir ons vers 3 voorlees, van Gesang 91. Trotse berge sal eens wankel, elemente sal vergaan,
As die skepping selfs verander, bly Gods woord onwrikbaar staan. Bo die ruimte, bo die tyd, heers die Here in ewigheid. Ons geloof bly vasgeanker in God se woord wat nimmer wankel. Die fontein wat uit die kruis van Jesus Christus vloei, is dit wat nooit sal verander nie. Ons volk sal verander. Al die mense om ons verander, selfs versoeningsdag sal tot 'n einde kom. Maar hierdie woord van God sal nooit eindig nie. En kom ons sing dan daarin die lof van die Here met Gesang 91 vers 1, 2 en 3. ons bid vir die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God deur die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Dus susters, vra net dat ons almal dalk nou daar buitentoe na die monument, die Voortrekker monument sal beweeg, of so kan nou nie daai ene daar buite, nie die ene in Pretoria nie. Dat ons, daar sal ons nou die gelofte aflees en met die stem afsluit.